Vriende in Christus, familie van Laagveld, hartlik welkom by vandag se erediens. Dit is die 14de Junie 2020. Ons is bly het ingeskakel. Dankie dat u saam met ons is. Ek kan maar seker hierdie ouetjie nou afhaal. Ek wil u groet met die woorde van Psalm 51 vers 12 tot 13, waar Dawid skryf: Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van jou wegdryf en die Heilige Gees van my af weggeneem nie. Nou in die Hebreëse taal gebruik Dawid die woorde Ruach HaKodesh, wat beteken Gees die Heilige. En Dawid gebruik dit want hy was baie naby aan die Here gewees en hy het die Gees se werking in sy hart en in sy lewe beleef. Dit sien ons baie duidelik in Dawid se musiek, in sy gebede en sy gedigte, en veral nadat hy as koning gesalf is, lees ons in die skrif dat die Heilige Gees het in hom gewerk. Nou, na sy sonde ongelukkig, as we ken die verhaal van Batseba, was hy bang dat die Gees van hom weggeneem sal word, en dat hy die Here nie meer sal beleef nie. Dis hoekom hy hierdie woorde sê en skryf. En het die Heilige Gees van Dawid afgewyk, is die vraag wat ons wil vra. Nie as ons kyk na sy lewe, sy opregte belydenis, het sy verhouding met God weer herstel. God het vir hom weer 'n rein hart geskep. Nou vra ons die vraag, sal God sy gees van ons onttrek? En dis eintlik die verkeerde vraag om te vra. Die vraag wat ons eerder moet vra, is sal ons van die gees onttrek deur ons sonde? Onthou, God bly getrou, hy is 'n getroue God. Dis mens wat ontrou word. Moenie verkeerde dinge doen nie, want dit bedroef vir God, dit bedroef die Heilige Gees. En as jy verkeerde dinge doen, as jy sondig, maak dit jou minder heilig. So leef eerder soos Dawid, bely jou sonde, leef met 'n rein hart, naby aan die Here, vol van sy Gees, naby jou Skepper. Jesus Christus, die opgestane Here, sê ook vir ons: Kom na my toe, almal wat uitgeput is en oorlaai is. En dis 'n uitnodiging, God nooi ons uit. En dis met hierdie woorde wat ek u wil groet. Jesus leef en ons met hom. Genade en vrede vir julle van God die Vader. Aan sy liefde is daar geen einde nie. En van die Seun, hy het waarlik opgestaan. En van die Heilige Gees, die Gees wat in ons lewe. Liewe gemeente, hier vanuit Modjadjies Kloof, van Laagveld gemeente, die huis van die Here, groet ek u vandag in Magubas Kloof, Modjadjies Kloof, Politsi, Moketsi, waar u ook al is vandag, groet ek u genade en vrede van God drie-enig wat ons red, wat ons roep en wat ons stuur. Amen. Kom ons sing saam met die volgende loflied, lied 464, O Here my God. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, u sorg, verklein, vergroot vir alles, en u sorg dag na dag vir my, u kind. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. O
seun word mens in ons gebroke wêreld. Kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Hy maak ons deel van al die grootse werke. Hy laat ons bid hier dat die ryk mag kom. En kom hy weer in heerlikheid op wolke. Maak hy volkomen met die eiendom. Dan moet ek juig my redder en my God. O groot is U, o groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, U grote naam. Dan moet ek juig my redder en my God. O groot is U, o groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, U grote Liewe vriende, ons teks vandag is vanuit die eerste boek in die Nuwe Testament, die boek Matteus, hoofstuk 9, vers 35, tot hoofstuk 10, vers 8. En die boodskap vandag is, leef die evangelie van die koninkryk in woord en in daad. Leef die evangelie van die koninkryk in woord en in daad. Nou in koninkrykstyd word daar afgevra watter implikasies die belydenis dat Christus die Here is vir ons daaglikse lewens inhou. Ons bely Christus is die Here, watter implikasies hou dit vir ons in? Koninkrykstyd gaan oor die praktiese navolging van Jesus Christus, oor die beliggaaming en die uitleef van sy boodskap. En heel gepas word daar gedurende hierdie tydperk op Jesus se woorde aan sy volgelinge gefokus, wat ons help opgroei tot beter disippels van Jesus. So ons gaan kyk wat Jesus vir sy disippels gesê het, en ons vat daai woorde wat hy vir ons ook sê, want ons is ook navolgelinge van Jesus. Alhoewel hierdie woorde binne 'n spesifieke konteks gesê is in die eerste eeu, ego Jesus se woorde vir sy disippels steeds deur die eeue en spreek ook vandag tot ons, waar ons probeer om in ons eie tyd gestalte aan die Christus boodskap te gee. Met die lees van hierdie tekste word ons ook, soos die eerste disippels van Jesus, geroep en gevorm en gestuur om die evangelie van die koninkryk in woord en daad te verkondig. So die opskrifte vir ons teks vandag, die ou Afrikaanse vertaling deel hom in 3 blokke op, 2 blokke. Hy sê die oes is groot en die arbeiders min, uitsending van die 12 disippels. Die nuwe Afrikaanse vertaling deel hom ook in 3 blokke in. Die groot oes, tweede blok, Jesus stuur die 12 uit, en die derde blok, Jesus gee opdragte aan die 12. En die boodskapvertaling deel hom ook in 3 blokke. Boodskapvertaling sê vir ons, die oes is ryp, die sendingveld lê oop. Tweede blok, die leerlinge begin ander leer. So dis eintlik wonderlik, dit sê die disippels is leerlinge van Jesus, en hulle begin nog leerlinge maak. Tot vandag toe word hierdie tradisie voortgesit, waar Christene nog Christene leer, disippels maak van Jesus. En die derde blok van die boodskap is, Jesus berei sy disippels voordat hulle uitgaan. So ons sien die teks vandag is Jesus wat met sy disippels praat, sodat hulle kan uitgaan en sy werk gaan doen. Soos God vir Jesus gestuur het, stuur Jesus sy disippels. En ons ook, ons identiteit is ook gestuur is om in 'n wêreld te leef as Jesus se disippels. Voor ons die teks saam lees, kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, ons bely dat alhoewel U daagliks vir ons lewe gee
en ons onderhou en ons genees en ons red, ons dikwels vergeet om U hiervoor te dank en aan U die lof te gee wat U toekom. Vergeef ons dit en help ons, leer ons en lei ons om in dankbaarheid teenoor U te lewe. Alles wat ons het en alles wat ons is slegs genade uit U hande. Maak ook dat ons verstand en ons harte oop sal wees vandag om die lewende woord te ontvang. Stuur die Gees in ons midde en maak ons ontvanklik vir die woord, Here. Help ons om nie net te hoor nie, nie net te hoor wat U sê nie, maar dit ook uit te leef. Geloof wat oorgaan in dade, sodat die wêreld kan sien en kan glo dat U die redder van die heelal is. Amen. Vriende, ek lees vir u vanoggend vanuit die 1983 Afrikaanse vertaling en in hakkies sal u sommige woorde sien vanuit die ou Afrikaanse vertaling vir beter betekenis by die teks, om dit beter te verstaan. Matteus 9 vers 35. Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak onder die volk. Toe hy die menigstes, die skare sien, het hy hulle innig jammer gekry. Hy het gevoel vir hulle, want hulle was moeg en hulpeloos, uitgeput, soos skape wat nie 'n wagter, 'n herder het nie. Hy sê toe vir sy disippels: "Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan dat die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes." En dan Matteus 10 vers 1, Jesus het sy 12 disippels nader geroep en aan hulle die mag gegee om onrein geeste uit te dryf en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. Die name van die 12 apostels was in die eerste plek Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas, Jakobus, seun van Zebedeus, en sy broer Johannes, Filippus en Bartolomeus, Thomas en Matteus, die tollenaar, Jakobus, seun van Alfeus en Tadeus, Simon die Kananeer en Judas Iskariot, wat vir Jesus verraai het. Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hy het die volgende opdragte aan hulle gegee. Moenie met 'n pad na die heidenasies toe afdraai nie en moenie in 'n dorp van die Samaritane ingaan nie. Gaan liewer na die verlore skape van die volk, die huis van Israel toe. Gaan verkondig en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig malaatses en dryf bose geeste, duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet. Ou Afrikaans sê, julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit ook gee. Hierdie teks staan bekend as die inleiding tot die groot sendingpreek van Jesus. Jesus in Matteus lees ons van die bergpredikasie, Matteus 5 tot 7, en dan die groot genesingswonders van Jesus, Matteus 8 en 9, en dan die groot sendingpreek, waar Jesus vir sy disippels sê, dis wat ek gedoen het, gaan voort en maak soos ek gemaak het. So dit is ons teks vandag, Jesus se inleiding tot die sendingpreek. Hy sê vir sy disippels, ek gaan julle uitstuur, gaan verkondig die evangelie, maar doen dit soos ek dit gedoen het. Ons gaan vandag kyk na die volgende 6 punte. Die eerste punt, dat Jesus spesifiek al die dorpe en klein plekkies besoek het. Tweede punt, hy het die mense innig jammer gekry. Derde punt is die oes waarvan Jesus praat. Die vierde punt is sy 12 disippels. Vyfde punt is hulle is uitgestuur. En die 6ste punt sê Jesus vir hulle, gee dit ook verniet. Die eerste punt vandag gaan oor die waar. Al die dorpe en klein plekkies besoek. Vers 35 lees, Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Nou, ons sien hierso die woord vir klein dorpies kan vertaal word met villages, kommas, en in vandag se taal sou Jesus nie net Kaapstad, Johannesburg en Pretoria besoek het nie, maar hy sou ook by byvoorbeeld Beaufort Wes, Kroondal en Mojadjies Kloof verbygegaan het.
Nou hierdie is mooi woorde wat ons lees in die Bybel en die vroeë kerk vind dit ook reeds uiters waardevol dat ons Heer nie net in groot stede en belangrike mense belangstel nie, maar juis in die klein plekke en in die geringstes. Net so gaan dit ook vir Jesus nie om geld en getalle en nog groter geboue waarmee gemeentes en kerke hulle groei en sukses soms meet nie, maar vir Jesus gaan dit om die mense. Nog minder is dit 'n meerderwaardigheid waarin Jesus homself die reg toeëien om mense as syfers en blote besittings te hanteer vir sy eie agenda en eie gewin. Jesus gee om oor die minste belangrikste, die kleinste mense in die samelewing, wat ook in die klein dorpies bly. Wat het Jesus gedoen by die dorpe en die klein plekkies? Hy het die mense geleer in die sinagoges, hy het die evangelie van die koninkryk verkondig en het elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. So hier sien ons hoe die oorspronklike teks dit wys. Hy het geleer, hy het verkondig en hy het genees. Hy het fisieke herstel gebring, heelheid en 'n beter lewe vir die mense. Dit gee ook 'n nuwe vorm van gemeenskap en sosiale interaksie, want sonder isolasie en vervreemding wat siekte meebring. Ons weet in vandag se samelewing ook, as iemand een of ander siekte het, skuif die samelewing hom meestal een kant toe en skop hom uit. Maar as jy genees is, dan kom daar heelheid. En Jesus het heelheid gebring vir die geringste mense. Jesus se oorwinning oor sonde en die duiwel word nou ook in God se reddende teenwoordigheid en koninkryk gemanifesteer met Jesus wat tussen die mense lewe, in die klein dorpies, in die stede, in die klein plekke ook. Ons tweede punt vir vandag sê hy het hulle innig jammer gekry. Ou vertaling sê Jesus het gevoel vir hulle, vir die skare. Ons lees vers 36, toe hy die menigtes, die skare sien, het hy hulle innig jammer gekry, gevoel vir hulle, want hulle was moeg en hulpeloos, uitgeput, soos skape wat nie 'n wagter, wat nie 'n herder het nie. En is natuurlik 'n Ou Testament simboliek hier, waar die volk van God se leiers, Israel se leiers as herders, en die herders het hulle mislei. Jesus het gevoel vir hulle, want die leierskap het hulle teleurgestel. Hulle het nie gekyk na die mense nie. Die Engels sê vir ons ook, he was moved with compassion. Want hulle was moeg en hulpeloos, hulle was uitgeput, en Jesus het gevoel vir hulle, want hulle was so skape, wat nie 'n herder het nie. Jesus het die skare jammer gekry, omdat hulle mislei is deur hulle leiers, en heilsverlange gehad het. Hierdie mense wat uitgeput was, wat broos was, het 'n groot verlange gehad vir die heil van God, die Messias wat dinge kom herstel. Hulle het verlang na die verlossing van die Here. En juist daarom, die mense wat Jesus innig jammer gekry het, vir wie hy gevoel het, die mense wat moeg was, hulpeloos was, hopeloos was, verlang het na die Messias, juist hulle, sê Jesus, is die oes, en is ons derde punt vir vandag. Vers 37, hy sê toe vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. So ons sien die oorspronklike teks sê, die arbeiders, die ergetai, is min, en die oes van die Here is groot, die werk is baie. Ons kan nie net sit en niks doen nie, daar's baie werk. En is juist deur die moegheid, die hulpeloosheid, die hopeloosheid, die leed en die verlange, dat hierdie mense wat Jesus sien in die Israelitiese dorpies, wat hy sien, wat hulle beskryf, dat hulle is ryp vir die heil van God, hulle is die oes wat gereed is, die mense, die mense wat hulle self wil verbly in die messiaanse tyd, soos die profete van die Ou Testament het voorspel het, hulle verwag 'n redder wat hulle moet kom red, en Jesus sê ook eintlik vir ons, as die hopeloosheid groot is, as jy swaar kry, dan is die nood groter vir 'n Messias, vir 'n redder. So, omdat die mense swaar gekry is, uitgeput is, sê Jesus, hulle is reg vir die evangelie, vir die boodskap van God se koninkryk. Nou ons as kerkmense vandag was ook eers deel van hierdie oes gewees, en mense wat in nood is, al besef ons dit altyd nie,
En wanneer jy 'n Christen word, verander jy van as deel van die oes, verander jy as 'n arbeider wat werk in God se land, wat ons elkeen het ook 'n sendingopdrag gekry, dat ons is deel van God se kerk en ons moet werk in sy koninkryk. God is die een wat wonderwerke doen en ons red en vir ons nuwe hoop gee en ons is uitgenooi om deel van sy verlossingswerk in die wêreld te wees. Ons as gelowiges, se redding, se geroepenheid, se gestuurdheid is belangrike elemente van ons identiteit as Christene. So as Christene sien ons onsself as arbeiders en ons weet daar is 'n groot oes en ons is gered, ons is geroep en ons is gestuur om in God se wêreld te werk. En dan ons vierde punt vir vandag fokus op die eerste groep arbeiders wat uitgestuur is en dit is 10 vers 1, sy 12 disippels. Jesus het sy 12 disippels nader geroep en hulle die mag gegee om 2 goed te doen. 1 om onrein geeste uit te dryf en 2 om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. So hulle het die bonatuurlike mag gekry, dit wat Jesus gedoen het in die vorige hoofstukke, kan die 12 disippels ook nou doen. So hulle word soos God vir Jesus gestuur het, stuur Jesus hulle om verder hierdie wonders te doen tussen die mense. En hier noem Matteus hulle in groepe van 2. Ons sien hierso die name van die 12 apostels. In die eerste plek was Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas. So dis 1 en 2. Jakobus, seun van Zebedeus, en sy broer Johannes, nommer 3 en 4. Philippus en Bartolomeus, dis nommer 5 en 6. Thomas en Matteus, dis nommer 7 en 8. En dan Jakobus, seun van Alfeus en Tadeus, dis nommer 9 en 10. En dan Simon die Kananeer, dis die een wat van Kanaan af is. En Judas Iskariot, wat Jesus verraai het, dis nommer 11 en 12. So 2 word hulle uitgestuur. Net interessant, soos julle in die teks sien, is die ou vertaling het nog die H in die name gehad. Thomas, Matteus en Tadeus. En die nuwe vertaling het die H weggegooi. Thomas, Matteus en Tadeus. So die nuwe vertaling het die name verkort. Net interessant om te sien. Nou as die eerste van hierdie arbeiders, die 12, rus Jesus sy disippels toe met die besonderse vermoëns. Hulle het ook gegaan in die evangelie verkondig en die boodskap van die koninkryk van God vir die mense gaan verkondig, wat ons ook nog vandag doen, maar Jesus het hulle hierdie besonderse vermoëns gegee om hierdie wonderwerke wat Jesus gedoen het, ook verder te gaan doen. En in Lukas 10 vers 1 lees ons ook dat Jesus het sy disippels paarsgewys uitgestuur. 2 het hulle uitgegaan na verskillende dorpe en klein plekke verder en die boodskap van God gaan verkondig. Die oorspronklike teks wys vir ons hierso die 12 disippels en hulle is uit om die onrein geeste uit te dryf, om mense te genees, basies om mense weer heel te maak, soos wat God hulle oorspronklik geskep het. En dan ons 5de punt vir vandag gaan oor uitgestuur. Jesus wat hulle uitgestuur het. Ons lees in vers 5. Jesus het die 12 uitgestuur en die volgende opdrag aan hulle gegee. Moenie met 'n pad na die heidenasies toe afdraai nie en moenie in 'n dorp van die Samaritane ingaan nie. Gaan liewer na die verlore skape van die volk, die huis van Israel toe, gaan verkondig en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemel het naby gekom, maak siekes gesond, wek dooies op, reinig malaatses en dryf bose geeste uit. So Jesus, die werkwoord wat hy vir hierdie 12 gegee het, is hy het hulle uitgestuur. Die Grieks hier is apostelein, apostel, hulle word gestuur, spesifiek na die huis van Israel toe. Koninkrykstyd is ook 'n tydperk waarin daar oor die Missio Dei van ons deelname aan God se sending nagedink word en daaroor gepraat word. Vandag dank ons God weer eens vir die goeie werk wat die sendelinge in ons land al gedoen het deur die eeue en ook steeds vandag. Dis 'n groot deel, 'n mooier deel van ons land se geskiedenis, die sendelinge wat hulle hier gedoen het, die Missio Dei van God wat hulle uitgevoer het. God wat vir Jesus gestuur het en Jesus wat sy mense in die wêreld wil stuur om te gaan heel maak en om te gaan verkondig. Nou sending is 'n baie groot tema in die kerk. Ons kan net dink wat se belangrike tema dit van die Bybel is. Hier sien ons Jesus het hulle uitgestuur. Sending in die Christelike Kern Ensiklopedie is daar 15 opskrifte onder sending.
sendeling kan in 5 klasse gedeel word en dan verduidelik hulle die 5 verskillende soort sendelinge, maar ek wil net graag die 5de punt uitlig. In die laaste instansie is Bybels gesproke elke gelowige 'n sendeling, oftewel 'n getuie. So elkeen van ons is eintlik 'n sendeling in die wêreld. Daar waar ons beweeg, daar waar ons is ons ook 'n sendeling. Dis die 5de beskrywing van 'n soort sendeling. Dan die tweede punt in hierdie boek is sending. Hier sê hulle vir ons sending het sy oorsprong in die drie enige God en hy versamel vir hom uit alle nasies se kerk wat as sy liggaam, sy verteenwoordigers, sy getuies op aarde is. Die derde punt hierso praat hy van sending en kultuur, hoe die sending en die sendelinge met 'n sekere kultuur werk, want die evangelie moet ook gestalte vind binne 'n sekere kultuur. En dan verder praat die boek van sending en die sendingbevel. Ek lees vir julle hierso, sending is die roeping van die kerk, elke gemeente en elke lidmaat, om in gehoorsaamheid aan die drie enige God op grond van sy genadeverbond met Abraham, onder leiding van die Heilige Gees getuies van Jesus Christus in die wêreld te wees, met die oog op die koms van die koninkryk van God. Hierdie roeping spruit uit die liefde van God vir die wêreld. So omdat God die wêreld lief gehad het, gee hy ook vir ons 'n bevel om arbeiders te wees en die goeie nuus te gaan verkondig en uit te leef. Dan nog 'n opskrif hier is die sendinggenootskappe, baie interessant. Ek lees vir julle hierso, talle sendinggenootskappe stuur sendelinge na Suid-Afrika. Dis nou na Europa sendinggenootskappe begin het. En van die eerstes in Suid-Afrika was die Morawiese sendelinge, wat 1737 en weer 1792 hiertoe gekom het. En dan die Londense sendelinge, 1799, van toe af en later. Die Wesleyaanse sendelinge, 1816, dis die Methodiste se wortels. Die Glasgowse sendelinge van 1821, en daar baie Skotse sendelinge hiertoe gekom. En dan in 1829 het die Paryse en die Rynse sendelinge ook Suid-Afrika toe begin kom. En dan een van die meer bekende groep sendelinge is die Berlynse sendelinge, wat van 1834 deur sendinggenootskappe in Suid-Afrika aangekom het. En in ons wêreld, ons ken vir Hans Merensky, sy pa Alexander Merensky was ook 'n sendeling wat hiertoe gekom het. En baie van die mense in ons gemeente is ook afstammelinge van Berlynse sendelinge. Soos ek huisbesoeke doen, vind ek uit dat klomp mense se oupas of oupa grootjies was Berlynse sendelinge, wat eintlik interessant is om te weet waar jy vandaan kom. En dan nog 'n punt hierso is die sendinggeskiedenis. Hier staan dit is in die werklikheid die geskiedenis van die groei en die uitbreiding van Christendom as integrale deel van die plaaslike streeks en globale konteks daarvan. Ondanks die negatiewe invloed van kolonialisme het die Christendom gedurende die koloniale tydperk aansienlik uitgebrei en die anti-koloniale era wat daarop gevolg het, is gekenmerk deur groei in plaaslike kerke. So in die geskiedenis het die Christendom baie uitgebrei in 'n sekere tyd en toe postkolonialisme het die verskoon my vir daai woord, het die kerke weer baie uitgebrei, soos ons sien hier vanuit 1910-20 het daar ongelooflik baie kerke tot stand gekom. Ons kerk ook natuurlik in die 1920s. Dan 'n goeie opskrif hier is die sendingkonferensies. Elke 10 jaar wêreldwyd is daar sendingkonferensie en mense kom bymekaar. En dan 'n opskrif hier sendingmetodes, verskillende maniere hoe om sending te doen. En dan sendingmotivering. Julle kan ook online gaan lees presies wat hulle hier sê, wat is die motivering van sendelinge, hoekom gaan doen hulle wat hulle doen. Hier word 8 punte uitgewys, suiwer motiewe, 8 suiwer motiewe en dan ook onsuiwer motiewe. Partykeer is mense betrokke in goed vir onsuiwer redes. En dan is daar opskrif sending onder die seelei, mense wat juis by hawes waar die skepe verbygekom het in Suid-Afrika, die NG Kerk was ook baie daar betrokke om daar sending te doen. En dan is daar opskrif sending opleiding, sending ordes, sending veldtogte en dan die laaste punt die sending wetenskap. Hoe kyk 'n mens na sending? Hoe verstaan 'n mens sending as 'n wetenskaplike rigting? En ons het ook op universiteit 4 jaar
missiologie gehad, wat die wetenskap van sending is, en hoe benader mense dit ook vandag, en ek dink hier die groot tydgees vandag is, sending word gedoen daar waar jy is, die missio Dei van God, daar waar jy beweeg, is jy ook 'n sendeling, 'n arbeider. Jy hoef nie altyd na 'n vreemde land toe te gaan nie, daar is mense wat geroep word daarvoor, dalk is jy ook geroep of later geroep daarvoor, maar ons elkeen is 'n sendeling, ons is deel van die missie van God, ons in ons dorp, in ons gemeenskap, is ook besig met God se werk. En dan ons laaste punt as deel van vandag se boodskap is in vers 8 wat vir ons sê, gee dit ook verniet. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet. Ou vertaling sê, julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. As ons kyk na die Grieks, hoe dit hier gestaan word, dorian, wat beteken verniet, het julle dit ontvang, en verniet moet julle dit gee. Met die heil van Jesus gaan ook heling gepaard, en daarom rus Jesus sy disippels ook toe, met die vermoëns wat hy self besit, naamlik om te genees, te reinig, en op te wek, en duiwels uit te dryf. Hierdie gawes het die disippels van Jesus verniet ontvang, en hierdie gawes is nie handelsware nie. Ek weet, mense sal seker die maklikste geld uitgee om heling te kry, op verskillende maniere om weer heel te word. Ek dink dit is 'n groot prioriteit vir mense, en mense sal baie geld betaal om heel te word. Maar Jesus sê vir sy disippels, julle moet nou nie uitgaan en gaan geld maak hier uit nie. Die gawes wat ek julle gee is nie handelsware nie. Julle het dit verniet ontvang, en bedien die mense verniet. Moenie geld maak uit hulle uit nie. Ook in Jesus se kerk vandag moet mens nie daar wees om vir self geld te maak nie. Dit breek mense brein wanneer mense sien, pastore het 5 motors en 5 huise en nog 'n jet, en al dit word gefinansier uit kerkwerk. Nee, Jesus sê in ons sending, as disippels van die ware opgestaane Jesus, moet ons nie onsself probeer verryk nie, maar eerder bydra tot die opbou van God se koninkryk, want dan is jy werklik geseënd, want jy kan bydra tot God se koninkryk, en nie gaan om te kyk wat jy kan vat nie, maar om te kyk wat jy kan gee, want ons is so baie voorgegee, so baie genade en seën ontvang, en ons kan ook weer verder uitdeel aan mense wat dit nodig het. Vriende, hierdie week kry ek 'n oproep van 'n vreemde nommer, en ek seker julle het al oproepe gekry en julle ken nie die nommer nie, en jy is nie lus om op te tel nie, en die eerste woorde met die gesprek van hierdie vreemde persoon, dink ek dis iemand wat iets wil verkoop. Ons het al seker lastige oproepe gekry, en mens weet net nie hoe om die foon dood te druk nie. En ek dink ek gaan hierdie gesprek kort knip oor die foon, maar laat ek daarom net eers hoor van wat 'n maatskappy die persoon is. Maar toe vind ek uit, die persoon is nie nog 'n verkoopsdame nie. Die persoon is 'n joernalis van die Letaba Herald. En sy sê hulle skryf 'n artikel oor die kerk wat nou mag oopmaak in vlak 3, en wat is ons aksies rondom dit. Nou, dit is 'n vraag wat baie mense in die land mee worstel, wêreldwyd worstel 'n mens, maak jy die kerk oop in 'n tyd van 'n pandemie, of hou jy hom toe? En ons worstel daarmee want ons hart sê die kerk moet weer oopgemaak word vir dienste. Ons wil by ons medegelowiges wees, ons wil in die huis van die Here wees, ons wil saam aanbid. Maar aan die ander kant sê ons hart ook, ons gee om vir mense wat broos en siek mag word. Dis 'n groot verantwoordelikheid. Ons wil nie daai skuld op ons hande hê nie. En ons verstand sê ook vir ons, daar is 'n groot risiko gebonde om Sondag eredienste in groot groepe weer voort te laat gaan. Ek noem toe vir die joernalis dat ons het besluit om vereers aan te hou met huiskerk. Daar's ook geleentheid in huiskerk om aanlyn dienste te hou. En ons almal se veiligheid is dit beter voor. En die besluit is gemaak met 'n meer geruste hart, nadat ek gekyk het wat die advies is binne die NG Kerk en groepe binne die NG Kerk, soos die Weskaap Synode, Goudland Synode, die VG Kerk se amptelike persverklaring, en ek verwys ook vir die joernalis en ek sê die Raad van Suid-Afrikaanse Kerke.
Suid-Afrikaanse Raad van Kerke beveel dit aan om aan te hou met aanlyn dienste. En die Wêreldraad van Kerke skryf ook baie daaroor. En ek stuur toe vir die artikels aan. En wat ek toe hierdie week besef het, is dat die tekens van die Wêreldraad van Kerke en die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke is albei 'n bootjie met 'n kruis, soos jy kan sien. Vriende, soos jy kan sien in die simbool van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, is dit 'n bootjie met 'n kruis, en ook in die simbool van die Wêreldraad van Kerke, is dit ook 'n bootjie met 'n kruis, wat sê ekumene, wat beteken almal, of almal is deel van hierdie huis van Jesus, en hierdie bootjie met die kruis, verteenwoordig natuurlik die volgelinge van Christus, ek en jy, as draers van die kruisevangelie in die wêreld. Ons is draers van 'n boodskap, van die goeie nuus, en van die koninkryk van God in hierdie wêreld. En, liewe gemeente, die sentrale simbool van koninkrykstyd, die tyd waarin ons nou in die kerkjaar is ook 'n bootjie met 'n kruis, wat die volgelinge van Christus as draers van die kruisevangelie in die wêreld simboliseer. Ons is nie alleen op hierdie bootjie nie, ons is saam met baie ander medegelowiges, om meer spesifiek te wees, dalk 500 miljoen lidmate wat aan kerke behoort, wat aan die Wêreldraad van Kerke behoort, deel van die groep. So jy's nie alleen in hierdie bootjie nie, jy's deel van 500 miljoen Christene en nog meer as jy die ander kerke bytel. Op hierdie bootjie is ons saam met Jesus ook in hierdie wêreld. Saam as draers van die kruisevangelie, met al die onsekere golwe wat daar in die wêreld is ons nie alleen nie, ons is saam met medegelowiges, ons is saam met Jesus in hierdie boot. Terselfdertyd bid ons ook vir die Here se beskerming, vir die kerke wat wel oopmaak, beskerming teen die virus, as ook beskerming teen die harde kritiek wat media vir hulle gaan gee, en ook die magte, die owerhede wat dalk onredelik kan optree in sommige gevalle. So ons bid ook vir beskerming vir die gemeentes wat wel oopmaak. Maar ons glo en vertrou die Here sal ons almal ook deur hierdie storm neem. Soos die Vader vir Jesus gestuur het, het Jesus ons ook gestuur met die kruisevangelie in die wêreld op hierdie bootjie. En hy is nie klaar met ons nie, hy is nog besig met ons, en ons gaan saam deur hierdie COVID storm, en saam met Christus, saam met miljoene Christene wêreldwyd, weet ons ook, ons het die vreugde, ons het die blydskap, want ons het reeds oorwin saam met Christus. Ek hoop dit bring vir u moed vandag. Amen. Kom ons sluit af en ons sing saam die oorwinningslied, want ons het saam met Christus oorwin. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja.
Syne slaan op dromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Ons wil ook weer baie geluk sê vir al die gemeentelede wat in Junie verjaar, mag dit werklik 'n besonderse jaar wees in hierdie vreemde tyd en mag julle ook werklik die Here se nabyheid ervaar en ook geestelik groei in hierdie jaar. Ons bid dit vir julle. Dan soos ek elke week ook noem, jy is welkom om te skakel indien jy wil gesels met 'n dominee as jy onseker is, as jy vrees het, as jy oor enigiets wil praat, is jy welkom om te bel. Soos ek ook genoem het, ek's nie 'n herder wat agter almal aanhardloop nie, maar ek is altyd beskikbaar om te help. So laat weet maar as daar nood is en ons as gemeente help ook graag. Ek is hier om julle geloof op te bou en ook saam met julle die koninkryk van God uit te bou met die werking van die Gees in ons en deur ons. Liewe gemeente, ek wil julle graag seën en ek wil vir julle sê, gaan hiervandaan en soos jy ontvang het, gee. Soos jy gehoor het, verkondig. Gaan uit en lewe in dankbaarheid vir dit wat God vir jou gedoen het. Gaan uit en vertel aan ander van God se magtige dade. Gaan uit en beliggaam God se goedheid en genade, sodat God ook ander deur jou lewe kan seën. Amen.